30 Augustus. Ons neem die kruis op. Die kruis wat Simon gedra het. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene, met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. Matteus 27 vers 32. In sy verswakte toestand was die las te swaar vir hom. Sedert die avondmaal by die Paasfees saam met sy disippels, het hy geen voedsel of drank gehad nie. Hy het gelei in die tuin van Getsemane, in sy worsteling met sataniese magte. Deur daardie hele onregverdige verhoor het hy homself met standvastigheid en waardigheid gedra. Maar toe die kruis na die tweede kastyding op hom gelê is, kon sy menslike natuur dit nie meer uithou nie. Hy het flou neergeval onder die las. Die skare wat Jesus gevolg het gesien hoe uitgeput hy was en hoe hy gewaggel het, maar hulle nie oor hom ontferm nie. Sy vervolgers het gesien dat hy onmoontlik nie sy las verder kon dra nie. Hulle het nie geweet waarom iemand te kry om die vernederende drag te dra nie. Die Jode self kon dit nie doen nie. Net toevallig het Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, die skare teëgekom. Hy hoor die lawaai en die verwyte van die skare. Hy hoor hoe hulle spottend die woorde herhaal: "Maak pad vir die koning van die Jode." Hy staan die toneel verbaas en aankyk, en terwyl hy uiting gee aan sy medelyde, gryp hulle hom en plaas die kruis op sy skouers. Simon het van Jesus gehoor. Sy seuns was gelowiges in die Here, maar hy self was nie 'n disipel nie. Dit was 'n seën vir Simon om die kruis na Golgotha te dra. En vir altyd daarna was hy bly oor die voorreg. Dit het hom beweeg om die kruis van Christus vrywillig op te neem en dit blymoedig te dra. Die kruis wat Simon gedwing is om te dra, het die middel tot sy bekering geword. Hy het Jesus innig jammer gekry, en die gebeure op Golgotha en die woorde wat die Heiland gespreek het gemaak dat hy hom as die Seun van God erken het.